Vandag gaan ons kyk na die konsep of broederliefde in fisiese krag gemeet kan word. Ek is David Fitzcharles en hierdie is jou podcast tot krag. Die jaar was 1952. Dit was om en by middernag toe 'n polisiekar amper vir Charlie Jones omgery het. Maar nadat hy die groot ongeluk gesien het, het hy dadelik nader gestaan om te sien of hy kan help. 'n Massiewe 14-wiel trok het direk binne in 'n eikehoutboom vasgery. Dit het die sleepwa bo op die perd gegooi en natuurlik die kajuit verkrummel waar dit die bestuurder Roy Gabby vasgevang het. Die reddingswerkers het onmiddellik die kajuit vasgeketting aan 3 groot trokke in die hoop om Roy te bevry. Natuurlik was dit alles nutteloos. Verskyn Charlie op die toneel. Glo dit of nie, maar hy het met sy kaal hande die trok se deur gevat en afgebreek. Daarna het hy die brandende materiaal uit die pad uitgekry en die stuurwiel opgedruk om vir Roy gedeeltelik te bevry. Hy het die pedale ook geskuif en gebuig om Roy se voete te bevry. Daarna het hy in die trok geklim en met sy 100 kg lyf teen die verkrummelde dak begin druk totdat dit geskuif het en Roy heeltemal bevry was. Almal was so gefokus op die ongeluk en of Roy okay was, dat niemand eers agtergekom het dat Charlie stil die ongelukstoneel verlaat het nie. Die volgende dag het die hele Houston, Texas gewonder, wie was hierdie misterieuse Simpson gewees? Sien, Charlie het nie eers sy eie vrou daarvan vertel nie. Uiteindelik toe die koerante hom opgespoor het, het hulle die vraag gevra wat ons almal in ons harte het. Hoe het jy dit reg gekry om iets te doen om Roy te bevry wat 3 reddingstrokke nie kon regkry nie? Sy antwoord was eenvoudig. A man don't know what you can do until another man is hurting. Wat interessant is van hierdie voorval, is dat dit gebeur het gedurende daai tyd se Brotherhood Week. Nou, dit was basies 'n week wat Amerikaners herinner het aan die feit dat ons almal broers en susters in Christus is, maak nie saak van jou kleur of jou geur nie. Vandag het ek en jy meer as enigiets hierdie broederliefde nodig. 'n Broederliefde wat alle grense oorskei en ons verenig in die familie van God. Nou David, hoe kry jy hierdie broederliefde in jou hart? Wel, ek is bly jy het gevra. Hier is 'n radikale idee. Wat van as jy dit begin op jou knieë? Wat van as jy begin bid vir daai mense waarvan jy nie hou nie? Wat van as jy begin bid vir jou vyande? As jy begin bid vir die wat jy selfs haat? Ek dink die gevolge sal mind-blowing wees. Slegs dan sal die woorde van Jesus in Johannes 13 vers 35 waar word. As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle waarlik my disippels is.